Die boodskap, Eksodus hoofstuk 20. Die Here se ooreenkoms met sy volk. Die Here het die volgende reëls vir sy ooreenkoms met die volk gegee. Ek is die Here, ek is jou God. Ek het jou uit Egipte bevry waar jy slawewerk gedoen het. Net ek mag jou God wees. Jy mag nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak of iets in die skepping probeer naboots om dit te aanbid of daarvoor te offer nie. Jy mag nie beelde maak wat lyk soos enigiets wat in die lug daarbo is, of soos iets wat hier op die aarde waarop jy bly, of soos iets in die plekke in die water onder die aarde, om dit te vereer soos God nie. Ek verdra dit nie dat jy in ander gode glo nie. Ek reken met almal af wat die rug vir my draai, selfs met hulle kleinkinders en hulle agterkleinkinders. Ek bly getrou en my liefde bly altyd staan vir duisende geslagte lank, vir almal wat lief is vir my en aan my gehoorsaam is. Jy mag nie die Here jou God se naam sommer so gebruik nie. Die Here sal elkeen straf wat sy naam gebruik sonder dat hy respek vir die Here het. Onthou dat die 7de dag die Here se dag is. Jy moet 6 dae lank met jou werk aangaan en jou met jou alledaagse dinge besig hou. Die 7de dag is die Here jou God se dag. Jy, jou kinders, die man en vrou wat vir jou werk, jou vee en die buitelander wat by jou bly. Nie een van hulle mag op die 7de dag met elke dag se werk aangaan nie. Die Here het die lug, die grond en die see met alles wat daarin bly binne 6 dae gemaak. Op die 7de dag het die Here gerus. Die Here het daarom van die 7de dag iets besonders gemaak en dit vir hom eenkant gesit. Jy moet respek hê vir jou pa en jou ma. Jy sal dan lank en gelukkig leef waar die Here jou laat bly. Jy mag nie iemand anders doodmaak nie. Jy moenie ontrou wees aan jou man of jou vrou en by iemand anders slaap nie. Jy moenie iets steel nie. Moenie vir ander mense lieg en hulle bedrieg nie. Moenie afgunstig raak op iemand anders se besittings nie. Jy moenie wens dat sy vrou of sy werkers, sy bees of sy donkie eerder aan jou behoort nie. Jy moenie jaloers wees op die dinge wat iemand anders het en dink dat jy dit eerder moes besit het nie. Die volk vra dat Moses liewer met die Here moet praat. Die volk het baie bang geword toe hulle die donder weer hoor en die blitse sien. Hulle het gebewe toe hulle sien hoe vol rook die berg is en hoor hoe hard die trompet blaas. Hulle het gebewe, so bang was hulle. Hulle het gesorg dat hulle op 'n afstand bly staan. Hulle het Moses gesoebat: "Praat jy liewer met ons, dat ons na jou kan luister. God moenie met ons praat nie. As hy praat, sal ons doodgaan." "Julle moenie bang wees nie," sê Moses toe vir hulle. "God het kom kyk of julle versigtig genoeg vir hom is, sodat julle nie teen hom sal sonde doen nie." Terwyl die volk op 'n afstand bly staan, het Moses na die donker wolk toe gegaan waarin God was. Hoe die Here aanbid moet word. God het vir Moses gesê om met die Israeliete te praat. "Julle het nou self gesien wat gebeur as ek van bo uit die hemel met julle praat. Hou op om vir julleself afgodsbeelde van silwer of goud te maak wat julle saam met my wil aanbid. Bou vir my 'n offerplek van grond op elke plek wat ek vir julle wys waar ek wil hê julle tot my moet bid. Bring vir my op daardie altaar die diere wat julle as brandoffers en dankoffers uit julle klein vee en julle beeste offer. Ek sal na daardie plek kom en ek sal julle lewe goed maak. As jy die offerplek van klip wil bou, moet dit nie van klip wees wat julle gekap het nie. Klip wat met gereedskap bewerk is nie aanvaarbaar vir my altare nie. My altare mag ook nie trappies hê waarmee 'n mens boontoe opklim nie. 'n Mens moenie van onder af onder die een wat opklim om die offer te bring se klere kan inkyk nie.